Kom ons maak oop by Psalm 84. Psalm 84, dan sing ons daar vers 1 en 2. Geliefdes, kom ons gaan dan ons voorsang afsluit met Psalm 18. Psalm 18, ons gaan daar hartlik saam sing vers 1 en vers 3. Die blystaande vir die fotum en die seën groet. Daarna is ons lofgesang, gesang 8. Gesang 8, ons sing daar vers 1. Kom ons hou ook dan nou in gedagte vanmôre dat dit God is wat ons geloof in ons harte bewaar. En hierdie bewaring is 'n groot gawe van die Here af. God self bewaar ons geloofsvertroue in hom, terwyl in hierdie wêreld ons geloofsvertroue net afgebreek word. Is dit God, is 'n wonderwerk as hy ons geloofsvertroue in hom bewaar. En dit gaan ons dan vanmôre ook lees uit Job 19 uit. So kom ons uit die voorsang af met Psalm 18 vers 1 en 3 en daarna, na die fotum en die seën groet, gesang 8 vers 1. My
slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister dan opnuut vanmôre na die wet van die Here en ons laat ons ook so onder die tug van die Here inbring, deur ook gehoor te gee daaraan, maar ook om te vlug na Christus, ons verlosser, oor ons sondes, so wanneer ons dan ook deur die Heilige Gees in ons harte tot berou gebring word, dat ons ook opreg ons sondes voor hom sal bely. Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons blaai dan na Gesang 64. Gesang 64, en dan sing ons daar vers 2, as ons skuldbelydenis dan ook voor die Here. Gesang 64, vers 2. Dan wil ek vir u vra, om sommer ook te maak by Psalm 33, en na die genadeverkondiging en die vermaning gaan ons dan sing vers 11, van Psalm 33. So nou Gesang 64 vers 2 as skuldbelydenis en na die genadeverkondiging Psalm 33. U bly dan staande vir die geloofsbelydenis daarna. Glory
Handelinge 10 vers 42 en 43 sê, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elke een wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Daarom geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons blaai na Gesang 84. As voorbereiding ook op ons woordverkondiging, sing ons vers 11, Gesang 84, vers 11. Liefdes, kom ons maak die woord van die Here oop by Job 19. By Job hoofstuk 19
en ons gaan daar lees vers 13 tot vers 27. Job 19 van vers 13 tot 27, verskoning 29. Voordat ons lees uit die woord van die Here uit, kom ons verenig in gebed saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe heerlik is U groote naam. Hoe betroubaar is U. Here, wanneer ons kyk na hierdie aarde, dan is daar niks wat lof verdien nie. Daar is nie baie betroubaarheid nie. As U nie deur U Gees, Here, dit werk nie, is dit nie daar nie. So regeer U, Here, deur U groot genade, ook oor hierdie aarde, sodat ons ook die wonderlike voorreg kan hê, Here, om aan U te vertrou. En hoe sal dit wees, Here, as U dit nie doen deur U Seun Jesus Christus, wat U betroubaarheid vir ons kom vertoon het nie, wat gekom het na hierdie aarde toe, Here, en sy lewe kom aflê het nie. En hoe sal ons dit glo, Here, as U nie deur U Gees vir ons die geloof gee nie? En so kom staan ons vanmôre voor U, Here, U die betroubare. Here, en ons kom vra vir U, dat U ook in ons harte hierdie vertroue in U sal bewaar. Dankie, Hemelse Vader, vir U grootheid en U goedheid. Here, dat U so met ons bemoeienis maak. Ons mens, Here, wat in so baie opsigte faal, wat in so baie opsigte nie eers weet hoe om betroubaar te wees nie, as U dit nie vir ons leer nie. U grootheid en U goedheid hou ons aan U. En daarom, Here, wanneer ons ook vanmôre uit hierdie woord uit lees by Job, laat ons dit ook opnuut besef, dat die gawe van die geloof is 'n gawe, en dat ons dit as gawe moet ontvang, en as gawe moet leef, dat daar geen roem is uit onsself uit vir die geloof nie, maar bloot U, Here, wat die harte werk, die harte tot U roep, die hart bewerk om op U te vertrou. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Job 19 van vers 13. Aan die opskrifie kan jy ook sommer die samevatting daar sien. Ek gaan die opskrifies ook lees. God het hom 'n voorwerp, dis nou vir Job, God het vir Job 'n voorwerp van veragting en afskuw gemaak. My broers het hy ver van my verwyder, en my bekendes het vir my heeltemal vreemd geword. My naasbestaandes ontbreek, en my vertroudes het my vergeet. My bywoners en my slavinne beskou my as 'n vreemde. 'n Onbekende het ek geword in hulle oë. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie. Met my mond moet ek hom smeek. My asem het vir my vrou hinderlik, en my slegte reuk vir die kinders van my moeder se skoot. Slegs jong seuns minag my, selfs jong seuns minag my. Wil ek opstaan, dan spot hulle met my. Al my vertroude vriende het 'n afskuw van my, en die wat ek lief gehad het, het hulle teen my gekeer. My gebeente kleef aan my vel en aan my vlees, en ek het slegs met my tandvleis ontsnap. Ontferm julle oor my, o my vriende, want die hand van God het my getref. Waarom vervolg julle my soos God, en word nie versadig van my vlees nie? Ag, mag my woorde tog maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word, met 'n yster gevul en lood, vir altyd in 'n rots ingekap.
Ewenwel is God alleen sy losser teenoor sy onbarmhartige vriende. Maar ek weet my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou, my ten goede en my oë en geen vreemde nie sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. As julle sê, hoe sal ons hom vervolg, aangesien die wortel van die saak in hom gevind is? Vrees dan vir die swaard, want grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaard verdien, sodat julle kan weet dat daar 'n oordeel is. Ons teksgedeelte is vers 25, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in Job se dae het mense geglo, dat as dit met jou sleg gaan, dit die oordeel van God oor jou is. Hulle het geglo aan die konsep van oorsaak en gevolge, en dit dan verbind aan sonde en rampe. As jy sonde gedoen het, sal rampe jou tref, en as rampe jou tref, is dit omdat jy sonde gedoen het. Nou omdat 'n ramp nou vir Job getref het, is dit vir hulle daarom vanuit hulle logika net logies, dat Job moes verskriklik gesondig het. Soos vers 28 dit stel, sê Job, as julle sê, hoe sal ons hom vervolg aangesien die wortel van die saak in hom te vind is? Hy is die rede vir hierdie rampe wat oor hom kom. Job maak sy hart hier oop teenoor sy vriende, maar sy vriende veroordeel hom deur sy swaar kry. Vers 22, waarom vervolg julle my soos God, en word nie versadig van my vlees nie? Geliefdes, hierdie soort geloof is vandag nog ter sprake. Dit is vandag nog daar. Dit is een van die grootste redes waarom mense nie met ander se swaar kry empatie of selfs simpatie kan toon nie. Jy wil jou lot bekla by jou vriende, want jy wil hê iemand moet tog hoor. Maar in 'n oogwink word jy geanaliseer as skuldig in jou vriend se oë. Hou op kla, dis jou eie skuld, kom reg. Daar is 'n geloof agter dit, dat mense nie met mekaar empatie en simpatie toon nie. En die oorsprong lê daarin van sonde en oorsaak, as 'n basiese idee, wat 'n valse idee is, sal Job vir ons wys. Want uiteindelik sal ook Dawid op 'n stadium kla en sê, dit gaan so voorspoedig met die onregverdige. Hoe is dit moontlik dat die onregverdige voorspoed geniet, as die reël moes wees, dat wanneer jy sonde gedoen het, die gevolge rampe moet wees? As vertroue in vriende so maklik breek rondom die saak, dan is die vraag vanmôre, wat doen dit in jou vertroue met God? Want geloof het gevolge. Nou Job is hier in 'n worsteling oor sy vriende, sy veroordeling oor sy ellende, asof dit sy eie skuld moet wees en niks anders nie. En hoekom God hom dan nou so diep tref met hierdie ellende? En dan sien ons dat Job verwyd sy vriende, en hy verstaan nie God se handeling. Geliefde, swaar kry is werklik. En swaar kry is nie lekker nie. En swaar kry laat hierdie vraag in die harte van die kinders van die Here. Maar dan sien ons skielik hier in vers 25, daar word 'n geloofsvertroue uitgespreek deur Job.
In 'n opflikkering kom bely hy sommer sy geloof in God. Hy's nog besig om sy lot te bekla, sy vriende te verwyk, vir God te sê, maar God is onregverdig teenoor my, maar in die oomblik, ek weet, my verlosser leef. Sommer so asof dit uit plek uit is. Hoe kon Job dit sê? Terwyl sy vertroue in almal rondom hom seer kry. Jy sien, vertroue in God hang nie van die mens af nie. Dit hang van God af. As ons die vertroue het, moet ons die Here dankbaar wees. God self bewaar sy kinders se geloofsvertroue. Nou geliefdes, in Spreuke 12 vers 21 staan daar dan nou die teks: Geen enkele onheil tref die regverdige nie, maar die goddelose is vol ongeluk. En daarom word hierdie teks juis gebruik in hierdie konteks deur Job se vriende, om hulle self te regverdig dat Job moes verkeerd gedoen het. Verskriklik, om hierdie ongeluk oor te kom. Job, bely jou sonde. Daar is gevolge vir sonde. En dit is waar wat Spreuke sê. En die kinders van God moet nie hulle verantwoordelikheid sin teenoor die lewe afmaak asof dit altyd dan nou nie moet gebeur nie. Dat ek daarom maar roekeloos kan omgaan in die lewe en daar sal nie gevolge wees nie. Spreuke is waar. Daar is gevolge van sonde. Saam met geloofsvertroue in God kom ook die verantwoordelikheid teenoor die vertroue in die hart van die mens. Die mens wat nie die vertroue met God wil breek nie, is nie 'n onverantwoordelike sondaar nie. Maar die boek Job het 'n groter openbaring van die stryd tussen lig en duisternis. Aan die begin van hierdie boek het ons gelees, as sou jy het gelees het Satan Job se geloofsvertroue in God uitgedaag. Dit is die punt van die boek Job. Die duiwel kom daag vir Job uit, maar hy gaan staan voor die troon van God. En Satan daag eintlik eers vir God uit en sê vir God dat Job sal nie in U bly vertrou wanneer al die onheile van hierdie wêreld op hom neerdal. 'n uitdaging van geloofsvertroue. Daar is 'n kosmiese stryd tussen God en die Satan, en Job is maar bloot net die instrument waarin hierdie geveg plaasvind. Job weet dit nie. Dis hoekom Job so worstel. Hy is 'n kind van die Here, maar hoekom tref hierdie goed hom? En ons wat die boek lees, kan dit sien van die begin af. Job het alles verloor, selfs vertroue in sy vriende. Maar God het Job se hart bewaar, dat Job nie vertroue in God moet verloor. Dis die uitdaging van die duiwel aan elke kind van die Here. Dat wanneer slegte dinge in die kinders van die Here se lewe gebeur, sal God sy kinders se geloof in hom bewaar. Ons hoor in vers 25 iets van hierdie bewaring wat hier geuiter word deur die belydenis, deur die mond van Job, die een in die sterfvuur. Ek weet my verlosser leef. En elke woord is gelaai met die evangelie. Dit waarin ons moet glo in vandag se dag. Ek weet my verlosser leef. Die vaste hoop, 'n geloofsekerheid, dat ongeag jou swaar kry, jou elende, die wantroue wat rondom jou afspeel elke liewe dag, die uitverkore kind van God, word behou deur God in die geloof
vir die ewige lewe. In die eerste plek, God se gawe van geloof bring altyd lig in ons duisternis. God se gawe van geloof bring daarom vir ons altyd die lig in ons duisternis. Geliefdes, ons kan maklik soos Job ook ons lot bekla, en ons mag. Ons mag. Alles in Job se wêreld is werklik donker. Dis nie Job se verbeelding nie. Dis nie net 'n klagte nie. Sy donkerte vind ook al 'n inslag in sy gedagtes in hierdie worsteling tussen wat moet nou reg wees en wat moet nou verkeerd wees. In die donker top en redeneer hy in 'n eensaamheid. Sy vriende se argumente maak nie vir hom sin nie, dit maak hom seer. Hy kry nie antwoorde op sy vrae nie. En dan ten spyte van al die donker, kom hier skielik hierdie bewustheid, hierdie skielike oortuiging, van waar sal dit kom? Ek weet. En geliefdes, geloof is dit, is om te weet. Niemand kan dit vir jou verduidelik. Niemand kan dit aan jou probeer verklaar, maar jy weet. Jy weet nie. Dit is geloof. 'n vertroue. En hierdie woorde kom soos 'n ligstraaltjie uit 'n baie donker deel uit die boek uit. En dit slaan ons omkant. Ook Job. Woorde soos lig in sy duisternis. Hy weet iets, ten spyte van al sy verwardheid en onkunde, en hy sê dit. Dis asof Job wil sê, ek weet niks van die rede van my omstandighede nie. En dit maak nie saak nie. Maar ek het 'n vertroue. My verlosser leef. Geliefdes, as jy alles verloor het in jou lewe, en jy het nog die hoop, is dit uit 'n mens? Dit kan nie wees nie. Die helderheid van iets seker te weet, is soos 'n weerligstraal wat die donker gedagtes vir 'n oomblik laat wegvlug. Sien jouself op die sterfbed. 'n oomblik van rus en vrede in die stryd. En 'n belydenis van ek weet. Ek weet my verlosser leef. So is die geloofsvertroue wat vir 'n oomblik alle onsekerheid wegdryf. Die belydenis in die evangelie is die lig in ons donkerte. Dis nie iets uit onsself nie. Dit kom van God af. Gawe van hom. Al bevind Job homself in die donkerte van sy omstandighede, is iets nou na sy belydenis 'n bietjie anders. Iets het verander, nie die omstandighede nie, maar iets in Job. Aan die einde van die boek Job sal ons hierdie klein oomblik van lig sien as die grootste bewys van die oorwinning van God oor duisternis. Die oorwinning van God oor die wantroue wat die Satan swaai, wat die Satan saai. God oorwin. En die mond van sy kind het dit bely. In die diepste tyd, waar daar nie eers lyk 'n oorwinning ter sprake is. So ook in ons lewens. Aan die einde is die klein liggies wat God deur die geloof vir ons openbaar in ons lewens, die volle helderheid van die openbaring van die redding in Jesus Christus, wanneer ons dit ten volle aanskou. Die geloofsgawes wat die Here vir ons gee, skyn altyd sterkerder as die donkerste oomblikke in ons lewens. In die tweede plek, geloof bring rykdom ten spyte van die armoede. Maar ek weet my verlosser leef.
Geliefdes, ons weet Job is als kwyt, maar ten spyte van sy totale verlies, maak hy 'n uitdrukking, my verlosser. As mens so bankrot is in jou eie gedagtes, dat jy so bankrot is in jou eie planne, dat jy eintlik maar net daar sit en jy nie eers meer jou gesondheid oor nie eers vriende wat jy kan vertrou nie. Wat 'n wanhoop situasie. Hoe graag sou ek wou hê, my vriend moes my daarom help in my situasie, maar hy gaan nie. Waar sal hierdie wete dan nou vandaan kom? Ek weet my verlosser leef. Dis God wat iets openbaar. Iets van die verlosser. Die gawe van God. Dis 'n gewetensrykdom wat hier afspeel. Die mens bankrot aan die eie pogings, het 'n hoop in God, wat hy vanwaar kry, van God af. Hy kan dit nie self uitgedink het nie. Job sit hier en hy maak 'n opmerking, wat in die Ou Testament baie belangrik was, die verlosser gedagte. Levitikus 25 vers 25, as jou broer verarm en van sy besittings verkoop, moet sy losser, wat sy naasbestaande is, kom en hy moet los wat sy broer verkoop het. Dit was 'n opdrag wat 'n liefdesbeginsel moes wees in die volk Israel. Job gaan nie hierdie liefde kry van sy broers of sy vriende rondom hom. Hy weet dit. As iemand in 'n armoede verval, is sy naasbestaande veronderstel om 'n losser te wees. Dis 'n familielid, sodat hy nie totaal in armoede moet val nie. So 'n verlosser kan ook 'n bloedwreker wees. Wanneer iemand doodmaak in die familie, was dit sy plig om te gaan restituisie bewerk deur 'n bloedwreker te wees. Om jou reg te herstel. En nou roep Job hierdie woorde uit. Hy's arm en hy voel verontreg. My verlosser leef. Die woord losser. Die uitroep uit die diepste van sy doodloopstraat na die lewende God om sy losser te wees. Christus, die Seun van God, word geopenbaar as hierdie verlosser. Hy verlos uit die armoede en gee vir ons die ewige lewe. Maar hy kom ook en hy's die bloedwreker. Dit wat die sonde kom verontreg het, kom hy om dit reg te stel. Hy wat 'n mens kom word het, wil ook sy kinders help in hulle moeilikste aardse omstandighede. Die aanvegtinge van die daaglikse stryd moet nie besorgd wees oor wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Het die mossies nie dit ook nodig nie. Wat julle sal aantrek nie. Kyk hoe lyk die lelies van die veld. Geliefdes, God sorg vir ons, maar sorg dat ons die koninkryk van God vind. Soek die koninkryk van God en die res sal vir julle bygevoeg word. Ja, ons ken dit. Maar Job het iets hiervan geweet, dat sy Here sal vir hom help. Waar kom dit aan 'n mens? Maar dan is hy ook vir ons die bloedwreker. Hy sal ons ewige straf, die wraak van God op ons sonde, sal hy op hom neem. Hy sal in ons plekke die wraak vat op ons sondeskuld, sodat ons die ewige lewe deur die hoop en die geloof, die vertroue in hom mag ontvang. Die Godgegewe geloof in hierdie verlosser Jesus Christus is nie 'n mens uitgedinkte gedagte nie. Watter mens sal hom tog wil besig hou met 'n fabel in 'n tyd van krisis? Nie Job nie, en nie die kind van die Here op hierdie aarde nie.
Die Here gee vir ons die geloof. Net hy gee die hoop en net hy gee die vertroue. Vir 'n oomblik verstaan Job in die geloof wat God hom skenk is eintlik sy ware rykdom. Hy sal as laaste oor die stof opstaan en ek sal uit my vlees God aanskou. Wat sê Job? Hy sal as laaste uit die stof opstaan en ek sal uit my ek sal uit my vlees God aanskou. Die opstanding van die dood. Ons saam met Thomas weet nou van die rykdom in die Here Jesus Christus en daarom bely ons saam met Thomas ook in Johannes 20 vers 28, my Here en my God. Daar in die ontmoeting tussen Thomas en Christus word dan ook ten volle vervul wat Job geweet het in sy moment van duisternis. 'n Geloofsgawe, 'n openbaring. God is my verlosser. Hy sal my help. Ek kan op die mens nie vertrou nie. Die gawe van geloof wat die kind van die Here behou vir die ewigheid. In die derde plek, God se geloof hou ons vas aan lewe. Maar ek weet my verlosser leef. 'n Mens wat dalk hier kon opgee in lewe self, Job, doen dit nie. Ook op 'n stadium toe sy vrou vir hom die vreeslike versoeking stel en vir hom sê, seën God en sterf. Dis wat die duiwel wil hê, dat Job moet nie meer vertrou in God nie. Seën God en sterwe. Maar God laat dit nie toe nie. Hy bewaar sy kind se vertroue. En hier kom hierdie vertroue in bereik 'n klimaks in hierdie woorde, hy leef. Die losser leef en in hom is die lewe. Ons het lewe verby hierdie wêreld nodig. As ons net moes lewe en arbei vir hierdie lewe, dan sou ons elendig sterwe. En sou die ellende ons dood beteken dit na liggaam en siel. Maar daar moet vir ons 'n hoop verby al hierdie goed wees. 'n Hoop laat ons uiter waarvan ons verseker is. Maar ek weet, my verlosser leef, en my verlosser is my God. En hy sal laaste oor die stof opstaan, en ek sal hom aanskou, sê vers 26. Dis amper asof hy hier in die Ou Testament reeds deur die hoop van hierdie oomblik van geloof, die Here Jesus sien opstaan uit die graf uit, en hom saam met Christus in die hemel sien leef. Het jy daai vertroue? Jy daai hoop? Die vervulling van ons geloofsvertroue is alleen in Christus te vind. Hy wat opstaan uit die stof van die aarde, om vir ons hierdie hoop te gee, te vervul. Daar is 'n werklike verwagting wat God se geloofsvertroue in ons werk, ten spyte van die bittere omstandighede waarin ons onsself kan bevind. Dis 'n gawe om te kan hoop. Dis 'n gawe om te kan bely. Dis 'n gawe om te kan vertrou in 'n vertrouelose situasie. Geen mens kan hierdie dinge uitdink nie. Veral nie in die diepste van sy verskriklike elende nie. Die Here self hou ons aan hierdie geloofsvertroue. God bewaar ons geloof en die Satan verloor, want God bewaar
jou geloof. Geliefdes, wat gebeur met jou geloof in God Drie-enig? As jy in jou ellende, in jou swaar kry, in jou stryd, vertroue selfs in jou vriende verloor, maar nie vertroue verloor in God nie. Laat ons dan weet, dis omdat God my geloof in hom bewaar. En laat dit vir ons 'n bewys wees van hoe God betrokke is elke dag in ons lewens, in ons omstandighede. Daai opflikkering, miskien moet ek vir God vra. Daardie opflikkering wat sê, God sorg. Daardie opflikkering wat sê, die lewe is die moeite werd, want dit is God se. Die opflikkering wat sê, daar is weer lig aan die einde van hierdie situasie. Hoop in God. Wat maak dit aan jou geloof, as jy nie meer empatie en simpatie kry van die mense rondom jou nie? Mense is nie ingestel op empatie en simpatie, maar God hoor jou. Amen. Kom ons bid saam. Onse God en hemelse Vader, Here, hoe word ons nie in hierdie wêreld ook gekonfronteer? Ja, Here, soms hoef ons nie alles te verloor soos Job nie. Soms, Here, hoef ons nie so in siektes te ly soos Job nie. Maar ons is al te bewus hoe maklik ons vertroue van U afgetrek word. En hoe maklik dit onder die aanval kom. Hoe maklik ons soms ons vertroue in mense gelyk wil stel in die vertroue in U, asof U ook so sou teleurstel. Maar U doen dit nie. U hou die vertroue in ons. U bewaar ons geloof. Dankie daarvoor. Here, en hierin wil ons dan ook bid vir ons kerk. Bid vir elke pa en ma en kind. So maklik, Here, kan ons in swakke oomblikke vertroue breek in mekaar in die huisgesin. Maar laat ons dit nooit sien as hoe U omgaan met vertroue nie. Bewaar ons kinders in ons swakheid van vertroue demonstreer. Bewaar ons, Here, dat ons nie vir mekaar 'n struikeling sal wees om vertroue so voor te stel asof U nie ook betroubaar is. Sodat die duiwel nie deur ons so 'n vatplek kry. Maar help ons, Here, om vertroue te demonstreer in ons huisgesinne en in ons kerk, sodat ons U die eer kan gee daarin, dat ons U absoluut kan vertrou. Ons bid vir hierdie geloofsvertroue en U bewaring in ons harte daarvan, deur U Heilige Gees. Dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 305. Gesang 305 en dan sing ons daar vers 1, 2, 3 en 4. Ook as ons vertroue in die Here.
Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.